Oudom Ikerman gaan Dinsdag lekker Bali toe om sy kinders daar te gaan ontmoet. So ek hoop julle, die Ikermans het 'n heerlike tydjie daar nie. Ek weet Willem hulle vlieg Vrydag Thailand toe. So nee, almal wat rondvlieg en vakansie hou, julle moet dit baie geniet. Baie welkom vir al die kinders wat by hulle ouers kuier, vir oupas en oumas wat hier is om by hulle kleinkinders te kuier. Is lekker om julle almal so saam hier te hê. Reg, ons is by ons Pinksterreeks. En ons dink weer in hierdie week bietjie nou oor die geloofsbelydenis van Nisea. Die tweede sessie, julle het nou by Hemelvaart by die eerste sessie gehoor van die vaderskap van God. En dan die tweede sessie is ons leef deur hoop, deur Jesus se kruisliefde. En die teksgedeelte wat ons gaan lees daarso is Filippense 2. Hy sal ook hier agter my verskyn. Miskien net vir julle ons gaan eers bid en dan gaan ek eers vir julle in die geloofsbelydenis lees, die stukkie van vandag. Kom ons vra dat die Here met ons elkeen sal praat vanoggend. Hemelse Vader, baie dankie vir u kerk. Dankie dat ons lekker saam kan kom om saam te sing. En in hierdie Pinkstertyd dink ons aan dit wat die Heilige Gees doen, om gewone gelowiges saam te bind tot die liggaam van Christus. En dat elkeen vir daardie liggaam belangrik is, elkeen behoort, elkeen het hulle plekkie waar hulle gemaak is om in te pas. Dankie dat dit mooi sigbaar word wanneer ons saam tot u eer sing, wanneer dit sigbaar word wanneer ons saam dien, wanneer ons saam dinge doen. En daarom wil ons ook vanoggend vra, Here, ons luister saam na u woord. Ons luister saam in die kerk vir alle tye na die geloofsbelydenis. En ons maak u woord oop en u Gees lei ook vir ons, soos u al die geslagte voor ons gelei het. Kom praat asseblief deur woord en Gees. En vanoggend gaan dit oor u, Here Jesus, u wat ons kosbaarste skat is, u wat vir ons die wonderlikste pad oplei, die pad van oorwinning, die pad van hoop. Praat dan volgens asseblief deur woord en Gees met ons elkeen. Amen. Dan sê Andre, gooi vir my daai volgende skyfie, ons gaan die geloofsbelydenis van Nisea, die stukkie wat vanoggend gaan, sê ons glo in een Heer, Jesus Christus, die enige gebore Seun van God, gebore uit die Vader voor alle tye, God uit God, lig uit lig, waaragtige God uit waaragtige God, wat verwek is, nie gemaak is, die een in wese met die Vader is, en deur wie alle dinge ontstaan het, wat terwille van ons die mens en terwille van ons saligheid neergedaal het uit die hemel, wat vlees geword het deur die Heilige Gees uit die Maagd Maria, wat mens geword het, wat selfs vir ons gekruisig is onder Pontius Pilatus, gelei het en begrawe is en op die derde dag opgestaan het volgens die skrifte, wat opgevaar het na die hemel en wat sit aan die regterhand van die Vader. Dis die stukkie wat ons vir vanoggend doen. Ons teksgedeelte ook vir vanoggend is Filippense 2 vanaf vers 5 tot 11. Dieselfde gesindheid moet in julle wees wat daar ook in Christus Jesus was. Hy wat in die gestalte van God was, het sy bestaan op God gelyke wyse nie beskou as iets waaraan hy hom moes vasklem nie, maar het homself verneder deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. En toe hy as mens verskyn, het hy homself verder verneder. Hy was gehoorsaam tot in die dood, ja, die dood aan die kruis. En daarom het God hom ook tot die hoogste eer verhef en hom die naam gegee wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus elkeen wat in die hemel en op die aarde en onder die aarde is, die knie sou buig en elke tong sou erken, Jesus Christus is Here, tot eer van God die Vader. Ek wil vanoggend eers met ons kinders praat en die kindermoment het eintlik amper die hele preek in hom. So die eerste ding wat ek graag vir kinders wil sê, al die kinders van Here, jongers 95, dit wat vir ons belangrik in die lewe is, gee ons spesiale aandag aan. Dis die goeders
wat vir ons belangrik is en mens sien dit in die hoeveelheid tyd wat mens daarmee spandeer. Ons spandeer tyd om nog sterker of beter daarin te groei. En dan het ek gedink, wat is vir ons kinders as hulle op skool is, alles belangrik? Die eerste ding wat vir kinders baie belangrik is hulle ouers. Dankie André, volgende enetjie. Die ouers is belangrik. Dis nou nie iemand in ons gemeente daai nie, so moet nou nie probeer uitfigure wie's dit nie. Maar ouers is vir kinders belangrik. Ons het elke daai hinkering na ons ouers. En as ons tieners is, dan hou ons nie baie van hulle nie. En as ons so 'n bietjie ouer word, die ander kant 25, dan kom ons agter, die mense was nie altyd so dom nie. En hoe ouer ou word, hoe beter verstaan mense hulle dan skielik. Die tweede een wat vir ons belangrik is ons familie, boeties en sissies, maar partykeer is hulle ook maar irriterend. Ou sukkel partykeer met jou boetie of jou sissie. Maar as iemand van buite af pla, dan staan 'n boetie en 'n sissie of boeties baie keer mooi saam. Die derde een wat baie belangrik is ons vriende. Baie van ons het vriende wat jy al van kleins af het. Daai mense wat jy dag of nag kan bel en sê, kom ons gaan vang iets aan en dan gebeur iets wonderliks. So vriende is baie belangrik, is die mense saam wie ons oorlog toe sal gaan, is die mense wat ons die meeste tyd mee spandeer. En dan die volgende keer julle kyk, julle gaan dalk van die mense herken. Ja, is dit meneer Anton ook. Die sportspan waarin jy deel is, daai ouetjies wat saam met jou sweet en oefen op 'n sportveld. En dan daai groot dag as dit die sport is teen die groot skool wat jy nie baie van hou nie. Dis die mense wat vir jou baie belangrik is. Behalwe met daai miskien daai een ouetjie wat die bal so baie keer drop. Mense spreek hom so 'n bietjie aan, maar uiteindelik ons sportspan is vir ons baie belangrik. En dan die volgende een is ons troeteldier. Baie van ons het 'n troeteldier en dis 'n belangrike deel van ons lewe om ons hondjie of katjie of goudvisie of budgie mooi aandag te gee. En dan ons skool. Baie hou van hulle skole, sê dis 'n plek waar ons veilig voel. Daai skool herken party van julle ook. Ons skool is vir ons belangrik. Dit is nie altyd lekker om tyd in die klas te spandeer nie, maar die pauses en die speel met jou pelle is so lekker. En dan as jy nou aan al hierdie goed dink wat jou lewe lekker maak, wat vir jou belangrik is, dan kom jy by daai volgende punt uit. Wat die goed ons baie keer baie moeg maak. Ons het so baie dinge wat ons moet doen. Ons kinders is baie moeg deesdae. As hulle so by die huis kom, hang die jou ore sommer so moeg is hulle. En hoekom wys ek die goeters vir julle? Hierdie goeters vat omtrent al ons tyd, maar ons het een ding nog gemis. Weet julle, al hierdie goeters is baie belangrik, maar baie van dit is maar tydelik in 'n ou se lewe, al dink jy dit nie nou nie. Die eerste een, jou ouers. Eendag is julle dalk ook op 'n vliegtuig op pad na die ander kant van die wêreld toe. Soos 2 van my kinders is al 2 verder as 15,000 kilos van my af. En ons sien hulle min. En mens kom agter, ons word ouer en mens dryf so effentjies uitmekaar uit as mens mekaar so min sien. Ouers bly altyd lief vir hulle kinders. Maar daai ding wat jy so veilig in jou ouerhuis bly, daai tyd gaan verby. Jou familie is maar dieselfde ook deel van dit. Baie keer sit hulle, my sussie sit in Engeland, ek sien haar min. En boeties en sissies, ons sien hulle nie altyd so baie as ons uit die huis uit is nie. En dan hartseer is jou vriende van skool daar af. Loop jy laaste keer, as jy mooi gewoonte by die hoërskool, wat jy die klok lei as jy die laaste dag uitloop. En baie van die mense, as die klok gelei het, sien mens mekaar nooit weer nie. Eendag is jou sportspan dalk ook net 'n ou geel foto op 'n muur. Hier hoef julle ook nou nie te probeer kyk wie se oumas is dit nie. Dis Amerikaanse netbalspan van 1960. Julle sal dit sien aan die kleredrag ook. Baie van die ouer mense kan dalk identifiseer daarmee, maar eendag is jou roemryke sportdae net 'n ou foto teen 'n muur. En ons troeteldier leef ook nie so lank soos ons. Ek moes nou die dag my een skaaphond uitsit. Dit is baie hartseer as jy vir 'n troeteldier totsiens moet sê. En dan kry jy weer ander troeteldiere in jou lewe, maar jy mis die wat in jou lewe was. En val daai, ek het 'n kat gehad wat ek gekry het toe ek 3 jaar oud was, wat eers dood is in my eerste jaar op universiteit.
Daai troeteldiere van jou skool daar het 'n diep plek in jou hart. En dan jou skool lyk dalk later so. Baie skole is nou net ruïnes omtrent oor. Party ouens is te hartseer om te gaan kyk hoe lyk die skool waarin hulle was. Nou gelukkig lyk die skole in Heilstroom nou nie so nie. Maar baie keer daai mense daai hartseer van dis nie dieselfde as jy terug gaan skool toe nie. So al hierdie goed wat vir jou verskriklik belangrik op skool is net 'n rukkie van jou lewe daar en dan is dit nie meer dieselfde nie. Nou wat maak ons lewe dan die moeite werd? Wat is die een saak in ons lewe wat altyd daar gaan wees en waarop jy altyd kan staatmaak? En dis ons verhouding met ons Here Jesus. Nou hy is vir altyd die rots, die fundament van jou lewe. Die een wat jy altyd kan praat mee. Wat nooit verander nie, wat nie vandag vriendelik met jou is en môre nie is nie. En ek wil vir jou net 10 goeie sê van hom vandag. En ek weet jy gaan dit nou nie onthou nie. Jy gaan nou tyd dalk op die YouTube weer kan kyk. Dis hoekom ek baie keer vir die belydensklas ook 'n boekie gee, 'n bietjie aantekeninge te maak. En vir die ouer mense ook. Wie is Jesus? 10 eienskappe van hom wat ons net vanoggend aan vashou terwyl ons dink oor wie hy is in hierdie Pinkstertyd. Die eerste een is dat hy jou al lief gehad het nog voordat die wêreld geskape is. En jy kan my gaan opkyk daar op Efesiërs 1:5 vers 5 sê dit. Voordat die Here nog die aarde gemaak het, het hy ons gekies om heilig en onberispelik voor hom te lewe. Hy het jou lewe beplan nog voor hy die aarde gemaak het. Jy is so kosbaar vir hom. Die tweede een is dat hy vir jou so lief was dat hy vir jou in 'n kruis gesterf het. Johannes 3 vers 16. So lief het God die wêreld gehad dat hy sy enigste seun gegee het, sodat elkeen wat hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. So 2000 jaar voor jou geboorte het Jesus vir jou gesterf aan 'n kruis. En die derde een wat dan baie belangrik is hy die dood oorwin. Romeine 8 vers 34 vertel daai heilsweg van die Here wat hy sê hy het vir ons gesterf, maar meer as dit, hy's opgewek, hy het opgevaar, hy sit aan die regterkant van die troon van God. Hy pleit vir ons. So die graf is leeg. Jesus leef en omdat ons in sy voetspore volg, sal die graf ons ook eendag nie terughou nie. So Jesus het die dood oorwin vir ons. Die vierde een. Jesus se pragtige woorde Johannes 6 vers 47. Dit verseker ek julle, wie my glo, het die ewige lewe. As jy in Jesus glo, het jy die ewige lewe. Die vyfde een, die laaste woorde van Jesus in die Matteus Evangelie, net voor hy opgevaar het hemel toe, het Jesus gesê, en onthou, ek is by julle, al die dae tot aan die volëinding van die wêreld. Jesus sê, ek is altyd by jou. Jy gaan nooit wonder waar is ek is altyd by jou. Dan die volgende ene, ons gaan eendag saam met hom in die hemel wees tot in ewigheid. Openbaring 22 vers 4 praat daarvan dat die Vader en die Seun op die troon sit en die kinders van die Here van alle tye voor sy troon is. Gaan lees gerus Openbaring 22. Die laaste hoofstuk van die Bybel sê aan die einde kom alles baie mooi reg en is ons almal veilig by Jesus. Dan die sewende een is Jesus sê nou al reeds vir ons, kom na my toe, almal wat moeg en uitgeput is, ek sal julle rus gee. Ons kinders wat so moeg voel, ek voel partykeer ook so 'n bietjie moeg, so baie rondhardloop. En Jesus sê, kom na my toe, ek wil vir jou rus gee. Dit is Matteus 11 vers 28 tot 30. Jesus het vir jou lewe in oorvloed beplan, sê die volgende ene. Beteken jy gaan altyd skatryk wees, jy gaan altyd die mooiste Mercedes ry nie. Dit sê jou lewe gaan sin maak, dit gaan lekker wees om te lewe, want Jesus is in jou lewe. Johannes 10 vers 10. Die dief het gekom om te steel en te slag en te roof, ek het gekom sodat julle die lewe kan hê en dit in oorvloed. Dan die 9de een, Jesus wat vir alle mense nooi, kom volg my. Hy het sy disippels so geroep, hy hou aan om so te roep na mense toe.
sodat hy vir ons op die pad van die lewe kan lei. En dan het ek afgesluit die 10de ene, net omdat vir my so verskriklik mooi is. Jesus sal selfs op die water loop om jou te red. Soos wat hy destyds gewys het wie hy is met Matteus 14 vers 22 en verder. 10 goeie redes hoekom aan Jesus vashou. Hy is altyd lief vir jou. Jy kan altyd op hom staat maak. Jy hoef nooit te wonder of hy vir jou lief is nie. Die kruis wys dit. Jy hoef nooit te wonder of jy 'n toekoms het nie. Die leë graf wys dit vir jou. En daarom mag jy vashou aan Jesus. Al die ander goeders in ons lewe raak ouer en gaan verby. Maar Jesus se liefde is vir altyd daar. Hierdie het ek vir jou gewys om te sê, leer hom beter ken, lees die Bybel. Leer sy beloftes vir jou. En hoe meer jy Jesus ken, hoe meer gaan jy hom vertrou, hoe meer gaan jou lewe sin maak. Praat met hom elke dag. Hy luister na jou gebed en dien hom met jou lewe. Ek wil graag vir die kinders bid en dan gaan ons 'n onbeskaamd liedjie saam sing terwyl julle rustig sit. Die kinders kan dan uitbeweeg so aan die einde van die liedjie vir hulle kategese. Here Jesus, dankie dat U lief is vir kinders. U het dit gewys in die Bybelse tye. U het die kinders geseën in 'n tyd toe kinders nie naby groot mense gekom het nie. U het gesê, moenie hulle verhinder nie, laat hulle na my toe kom, want die koninkryk is juis vir hulle. Daarom bid ek vir elkeen van ons kinders dat hulle U van kleins af sal ken, dat hulle U liefde sal ken en sal weet hulle kan altyd op U staat maak. Dankie dat U altyd daar is vir ons, dat U selfs op die water sal loop om ons uit die moeilikheid uit te haal, dat U vir ons 'n wonderlike toekoms verdien het. Help ons om U te leer ken en te groei in die geloof elke dag. Seën ons kinders met daardie wete dat U hulle Here is. Amen. Kom ons sing hy liedjie van Onbeskaamd. Dis een van die liedjies wat die kinders gekies het, wat hulle sê vir hulle baie mooi is en vir my ook 'n baie mooi lied. Die wilde van die Heer, gekleed in majesteit, die hele aarde juig, die hele aarde juig. Hy kleed homself met lig en duisternis moet vlug. Begin en die einde, begin en die einde. Hoe groot is ons God, ons hoe groot is ons God, almal sal sien, hoe groot is ons God. Eeuwen kom en gaan,
Baie dankie, ons kinders kan uitbeweeg vir die kategese. Terwyl hulle so uitbeweeg, julle almal is weer genooi vir koffie en brood na die tyd in die saal. Dit bly 'n lekker gedeelte waar mense ook bietjie die ander kinders van die Here sommer net kan herken. Daar's hot chocolate vir kinders, sê Wim. Ek is op, my ma is hier in die kerk vanoggend, ek is haar kind. Kan ek ook hot chocolate kry? Dit klink lekker. Dis sy. Nou, ons is besig met die Messia-reeks. Vandag se tema is seker die heel belangrikste saak in ons hele lewe, ons verhouding met Jesus, die Verlosser. Ons glo dat die Seun van God so lief vir ons was, dat hy sy hemelse posisie agtergelaat het. Dat hy na hierdie wêreld toe gekom het, homself verneder het, sê Filippense 2. Sodat hy een van ons kon word. God wat waarlik mens geword het. En dit was deel van hoekom die geloofsbelijdenis ontwikkel is. Daar was 'n priester met die naam Arius in die 3de eeu na Christus. Wat begin leer het dat Jesus nie dieselfde status as God die Vader het nie. Dat hy nie van dieselfde substansie is soos die groot woord wat hulle gebruik het. En toe keiser Konstantin van die Romeinse ryk tot geloof kom, toe was daar 'n bietjie verwarring tussen verskillende strominge in die kerk. En het hy die biskoppe en leiers van klomp verskillende kerke, die ortodokse, die vroeë vorm van die Rooms-Katolieke, bymekaar getrek by Nicea in die jaar 325. En hy het vir hulle opdrag gegee, sê julle nou vir ons, wat glo julle in 'n kortbondige geloofsbelijdenis? En dis waar die geloofsbelijdenis van Nicea vandaan kom. Nou het dit jare gevat, hulle het eers in 385 of 381 omtrent die geloofsbelijdenis soos wat ons hom het gefinaliseer. Maar die belangrike, dit vertel vir ons wie Jesus is en wie die Gees van God is. Dat die Seun en die Gees, soos die Vader, aanbid en verheerlik moet word. Ons gaan volgens net vir die groot mense, julle het nou amper alles gehoor wat ek wou sê vanoggend in die kindermoment. Wat gaan oor die hoop wat ons in Jesus het. Maar ek wil graag ietsie sê oor die geboorte van Jesus, God met ons. Tweede een is dit wat Jesus met sy sterwe vir ons gedoen het. En dan die hoop wat sy opstanding vir ons bring. Die geloofsbelijdenis van Nicea gebruik die woorde wat Jesus beskryf as God uit God, lig uit lig, waaragtige God uit waaragtige God. En dit bring dadelik vir ons in die Bybelse taal in van dat Jesus waarlik Seun van God is. Hy is die Immanuel, die God met ons, en hy het onder ons kom woon. Dit staan in Matteus 1:23 dat hy God met ons is, en in Johannes 1:14 dat hy onder ons kom woon het. Maar wat beteken dit dat Jesus as mens na die aarde toe gekom het? Die menswording van Jesus beteken dat God uit die hemel uitgekom het en saam met ons op aarde kom leef het. Voortaan sou God nie net daar ver in die hemel wees nie. God het een van ons geword, vir ons die liefde van sy Vader kom wys. Hy het self aan sy lyf kom voel hoe dit is om 'n mens te wees. Hy deur sy pyn het hy ons pyn verstaan. Deur sy verwerping het hy ons verwerping ervaar. En in 'n wêreld waar ons dikwels eensaam en verlate voel, verseker sy menswording dat hy verstaan, dat hy weet, dat hy ons hoor wanneer ons daaroor bid. Dit kom bevestig vir ons dat ons waardevol vir hom is. Met die skepping het mense, as jy die skepingsverhaal lees, het jy sien dat die Here dag vir dag die skepping gemaak het, elke dag gesê dit is goed. En toe hy die mens gemaak het na sy beeld volgens Genesis 1:26, het die Here gesê dit is baie goed. En is die mens geskape as die kroon van sy skepping. Ja, en ons weet daar was 'n Genesis 3, ons weet daar was 'n sondeval, en dat die mense in rebellie teen die Here gekom het. En tog is dit die vaderhart van God om so te begeer dat sy kinders weer 'n verhouding met hom sal leef.
God onthou hoe hy ons beplan het. God wil so graag ons terugbring op daardie plek. En dis wat Jesus op aarde kom doen het, om daai pad terug na die Vader toe weer vir ons oop te maak. So, in hierdie waarheid lê daar ook vir ons 'n uitdaging. Ons is mense wat Jesus ken. Hy's besig om ons te herstel na sy beeld. Maar dit gee ook vir ons 'n verantwoordelikheid om met sagte oë te kyk na die mensdom rondom ons. Die mense vir wie die Here net so lief is, wat hom nog nie ken nie. In hierdie wêreld waar daar soveel verdeeldheid en haat is ons herstel na die beeld van Jesus om 'n verskil te maak, sodat die wêreld weer God kan ken as 'n Vader. Ek wil graag ook ietsie sê oor die kruisiging van Jesus, die tweede punt daarso. Die loodglasvensters was maar net baie mooi, toe het ek hulle ingetrek as die beeld vir dit. Die belydenis van Nicea gaan voordeur te sê dat Jesus vir ons gekruisig is onder Pontius Pilatus, dat hy gekruisig is en begrawe is. Hoekom het Jesus dit gedoen? Hierdie hele gedeelte van Filippense 2 praat ook van dat hy homself verder verneder het. Dit was al 'n vernedering om vanuit die hemel as seun van God klein te moet word, om in 'n stal gebore te word, in 'n plek waar jy nie eers aanvaar is nie, en dan nog dieper in die vernedering weg te sak, deur te sterf soos 'n mens. En hoekom het Jesus dit gedoen? Die grootste motivering daarvoor was sy gehoorsaamheid. Filippense 2 vers 8 sê, hy het dit gedoen uit gehoorsaamheid aan sy Vader. En die tweede een is die liefde van God vir die mensdom. Romeine 5 vers 8 stel dit duidelik, God bewys sy liefde juis vir ons hierin, dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was. Jesus se sterf aan die kruis is een van die grootste bewyse dat God ons liefhet, selfs al verdien ons dit nie. En deur sy kruis het daar vir ons vryspraak en vergifnis gekom. Hy het al ons straf op hom geneem en klaar die prys daarvoor betaal. As ons selfs by die omgegroepe se vergadering, een van die grootste behoeftes wat ons mense het, is om te weet dat ons saak met die Here reg is. Ek het hierdie week ook by Residensia 'n bietjie huisgodsdiens gehou, en hy het Romeine 8 gepraat, 'n hele week, kere wat ek daar kon wees. Romeine 8 vers 1 sê, daar is dus nou geen veroordeling meer vir die wat in Christus Jesus is nie. Ons is nou reeds vrygespreek. En Romeine 5 vers 1 sê dieselfde, ons het die vryspraak nou al reeds gekry, ons wat glo in Jesus as Here. Hy het vir ons vergifnis gegee, vryspraak, die verhouding kom herstel met ons hemelse Vader. En daarom is daar vir ons liefde en vrede en vreugde. Die kruis het vir ons 'n nuwe lewe kom ontsluit. Maar die kruis herinner ons ook wanneer Jesus ons nooi om te sê, maar as jy my wil volg, neem jy jou kruis op en kom agter my aan. Dis 'n pad van selfopoffering as jy die pad van geloof stap. Beteken nie dat ons 'n vloerlap of 'n slaansak in die wêreld verander hoef te wees nie, maar dit beteken dat ons moet leer om te vergewe, om die ander wang te draai, om mense wat ons al iets aangedoen het of leed wil aandoen, op 'n manier te hanteer wat Jesus se liefde sigbaar maak. Jesus het selfs gesê ons moet ons vyand lief hê. Dit beteken dat ons moet kies om sy pad te stap, al kos dit ons baie keer 'n stuk ongerief of 'n stuk lyding op ons pad. Ons moet ook ander versorg wat swaar kry weens die optrede van ander mense. Daar moet vanuit ons 'n wêreld van geregtigheid rondom ons ontstaan. Dat daar waar ons is, mense op 'n manier behandel word wat God sal verheerlik. En dan die derde ene, Jesus se opstanding, 'n waarborg vir ons, die hoop wat ons nodig het. Die derde aspek van die geloofsbelijdenis van Nicea gaan oor Jesus se opstanding en hemelvaart. Sy opstanding is die basis vir ons hoop. Die feit dat Jesus aan 'n kruis gesterf het, is al klaar so die bewys van die Here se liefde.
Maar die feit dat hy die dood opgestaan het, is God se kwitansie. Die prys is aanvaar. Omdat Jesus die dood oorwin het en lewe, daarom het ons daardie hoop. Want wanneer Jesus vir ons sê, volg my, dan is daardie volg my ook deur die dal van doodskade weer heen tot by sy Vader se troon. En daarom in hierdie lewe het ons al reeds hoop in lyding. Dit herinner ons dat ons lyding in hierdie wêreld is nie die laaste sê oor ons nie, want ons toekoms is Jesus voor die troon van die Vader. So net wat Jesus se lyding by sy opstanding geëindig het, so sal ons lyding eendag ophou, wanneer ons van hierdie ou aardse lewe verlos is, en wanneer ons saam met Jesus voor sy Vader se troon sal wees. Maar dit roep ons op om getuies te wees, om te vertel van die liefde van Jesus, om op so 'n manier te leef, dat die wêreld kan weet, daar is hoop, daar is genade beskikbaar, daar is 'n alternatief op hierdie hartseer wat ons elke dag op die televisie sien. Die uitdagings van hierdie lewe kan ons soms oorweldig en lam lê. Maar die opstanding van Jesus kom wys dat alles moontlik is met die genade van die Here. Dat hy ons kan laat opstaan uit enige moeras wat ons in beland het. Daarom is daar altyd hoop. Die Vader het ook vir jou en my in sy hand. Hy sal ons ook laat opstaan. Oorwinning is altyd op pad. Ek sluit af. Die belydenis dat Jesus die Seun van God is, dat hy mens geword het, dat hy vir ons gesterf het, opgestaan het hy dood, is nie net 'n geloofsoortuiging nie. Dis ook 'n oproep om dit uit te leef elke dag. Dis 'n oproep om sy liefde vir die wêreld te gaan wys, om sy genade en sy vergifnis vir sondaars ook deur ons woorde en ons dade te verkondig. En laat ons vashou in die woord van Johannes 1 vers 14, die woord het mens geword en onder ons kom woon. Laat ons in Jesus se voetspore volg, die wêreld lief hê, soos wat hy hulle lief het. Ons kan natuurlik net onsself doen nie, en hierdie Pinksterreeks is die tyd van die Heilige Gees, wat ons vir die Gees van God gaan vra, vul ons weer, maak ons vol van die krag, herinner ons weer aan ons roeping, kom onderstreep weer die genadegawes wat U in ons elkeen se lewe gegee het, en wys ons die geleenthede wat daar is om voluit vir die Here te leef. So in die Pinksterreeks wat volg, gaan ons daarvoor bid elke aand, en gaan ons onsself in die Here se hande toewy. Kom ons onthou dat Jesus opgestaan het, en vir ons hoop het vir altyd. Amen. Hemelse Vader, baie dankie vir U liefde wat so oor die eeue heen na ons toe kom. 'n Geloofsbelydenis van 1700 jaar vertel die eeueoue waarhede wat in die Bybel opgeteken is. Dat U vir ons lief is. Dat U begeer om in 'n verhouding met ons te leef. En al is ons gebroken en sondig, dat U, Here Jesus, juis daarvoor na die wêreld toe gekom het. Dankie dat U vir ons aan 'n kruis gesterf het. Die daar die grootste vernedering gevat het, omdat U vir ons lief is. Help ons dan asseblief, Here, om te antwoord met 'n lewe van geloof, 'n lewe van toewyding, 'n lewe waarin ons eie kruis opneem en in U voetspore volg. En daarom bid ek, Here, mag ons in hierdie Pinkstertyd sommer net weer al hoe meer onder die indruk kom van die grootheid van U liefde, van die heerlikheid van die roeping wat U vir elkeen van ons as gelowiges het, en van die wonderlike gawes, die krag van die Gees, waarmee ons toerus om 'n verskil te maak in die wêreld. Seën ons dan, Here, sodat ons 'n seën vir die wêreld rondom ons kan wees. So bid ons vir ons mense wat siek is, wat herstel na operasies op die oomblik, bid ons U genesing oor hulle toe. Ons bid vir Ernest se familie, ons bid dat U daar sal troos bring, en ook vir hulle sal dra in hierdie tyd. So ook elkeen van ons wat onlangs iemand aan die dood afgestaan het, mag U hand van troos op elkeen van hulle rus. Ag Here, help ons om in goeie en in moeilike tye ons oog op Jesus te hou, en met volharding die pad saam met U te stap. Dankie vir die belofte, dat die lyding van hierdie eeu
is nie die einde van die pad nie. Dat die heerlikheid wat vir u kinders voorlê, alles verre weg gaan oortref en vir altyd gaan bly. Seën ons dan, Here, dat ons 'n seën kan wees vir die gemeenskappe rondom ons. Amen. Kom ons dien